Transformasies. As ons werk met transformasies, dan is daar 3 tipes. Die eerste enetjie is translasie. Translasie beteken die figuurtjie skuif rond. So hy lyk presies dieselfde, hy beweeg net rond op jou papier. So jou juffrou of meneer kan vir jou vra om 'n translasie te teken, dan sê hulle gewoonlik vir jou, sê net maar 7 eenhede af, 2 eenhede regs, of hulle gaan vir jou sê, beweeg suid en beweeg oos, of so ietsiekie. Maar dan, hierdie enetjie is makliker, in graad 5 en 6 gee ons dit vir die kinders so, ons sê sommer 7 eenhede af, 2 eenhede regs, of wat 'n getal ook al vir jou gegee word, moet jy nou net mooi gaan intel. So, ek doen dit as volg. Ons kyk net na daai hoekie by A. Dan sê ons, okay, ons gaan nou net vir A 7 eenhede af en 2 regs beweeg. Ons kyk gou, hier so is A. So hy gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af. En dan 1, 2 regs. So dan gaan hy daar sit. So die nuwe A gaan nou hier so sit. Kyk gou daai enetjie wat ek by hom gemaak het, dit wys vir jou dat dit is die een wat jy geteken het. Die oorspronklike een is net A, en dan die een wat jy gaan teken het so enetjie by. Dis maar net om vir jou onderwyser te wys, dit is die een waar jy nou die opdrag uitgevoer het. So daar is ons B, so ons gaan hom ook nou afvat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af, en 1, 2 regs, so dan gaan die nuwe B nou daar sit. So kom ons vat gou vir C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af, en 1, 2 regs, so die nuwe C gaan daar sit, en kyk ek maak vir C ook 'n enetjie langs aan, hè? En dan vir D gaan ons ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af, en 1, 2 regs, en dan sit my nuwe D daar. En nou kan ek net die kolletjies aan mekaar vasmaak, so ek gebruik my liniaal en 'n lekker skerp potlood, en ek maak hulle aan mekaar vas. So jy sien nou daai 2 figuurtjies wat op die skerm lyk presies dieselfde, daai boonsteen het nou net geskuif, 7 blokkies af en 2 blokkies na regs. So dis 7 af en 2 na regs. Dan die volgende tipe transformasie wat ons kry, is 'n refleksie. So 'n refleksie is soos 'n spieelbeeld, dis jou weerkaatsing. As jy nou net die prentjies op hierdie skerm kyk, dan gaan jy sien, hulle het almal horisontaal gereflekteer. Kyk gaan na daai kykie, die kykie se ore wys eers boontoe, en dan in sy refleksie wys die kykie se oortjies ondertoe. As jy na daai tannie kyk wat daar bo draf, haar kop wys eers boontoe, en dan op haar refleksie wys haar kop ondertoe, so hy het omgedop. 'n Refleksie is 'n weerkaatsing, dis 'n spieelbeeld. So as jy nou na hierdie kyk, hy wys nou vir jou baie mooi hoe die refleksie oor die vertikale lyn, en dan daarbo links wys hy sommer vir jou hoe hy oor die horisontale lyn ook reflekteer. Ok, nou kan jou onderwyser vir jou sê, jy moet 'n refleksie teken. Onthou nou, dit gaan 'n bietjie anders lyk as die translasie, want hy moet mos nou omdop, hy moet nou 'n spieelbeeld vorm. So, by refleksies is daar so 'n stippellyntjie, hierso sien jy hom. So nou gaan ek so maak, vanaf hierdie stippellyntjie, moet ek nou kyk, hoeveel blokkies is A, byvoorbeeld vanaf die stippellyn. So kom ons kyk gou, 1, 2, 3, 4, 5 blokkies. So A is 5 blokkies van die stippellyn af. So my nuwe A wat ek nou gaan teken, moet ook 5 blokkies van die stippellyn af wees. So kom ons kyk gou daar, 1, 2, 3, 4, 5. So die nuwe A gaan dan nou daar sit. Dan is B ook 1, 2, 3, 4, 5 blokkies van die stippellyn af. So my B gaan ook 5 blokkies wees, weg van die stippellyn af. So ons sê 1, 2, 3, 4, 5. So daar sit my nuwe B. En so doen jy dit nou net met almal, né? So daar is die C. C sit 3 blokkies van die stippellyn af, so die nuwe C gaan ook 3 blokkies van die stippellyn af sit. Dan hierso is D. D sit ook 3 blokkies weg van die stippellyn af, so jou nuwe D gaan ook 3 blokkies van die stippellyn af sit. Kyk nou gou vir E. E sit net 1 blokkie weg van die stippellyn af, so dit beteken jou E gaan ook net 1 blokkie weg van die stippellyn af sit. En dan F is ook net 1 weg, so jou F gaan ook 1 blokkie van die stippellyn af wees. En dan vat jy jou liniaal en 'n lekker skerp potlood en jy trek jou refleksie daarin. So kyk gou, daai A en B het eers boontoe gewys, nou wys A en B ondertoe, so hy het nou gereflekteer, hy het nou omgedop. Dis nou sy spieelbeeld. Nou kan jy dit so ook kry dat dit 'n bietjie meer ingewikkeld is. Werk presies dieselfde, jy het nog steeds 'n stippellyn en jy gaan nog steeds die blokkies tel
vir puntjies vanaf die stippellyn. So kom ons begin nou sommer by hierdie puntjie hierso. Hierdie puntjie is 1, 2, 3, 4, 5 blokkies vanaf die stippellyn. So ek gaan nou hierso ook tel 1, 2, 3, 4, 5 blokkies van die stippellyn af, dan maak ek hier vir my kolletjie. So hierdie kolletjie gaan nou aan hierdie kant, daai hoekie aan daai kant se maatjie wees. Reg, nou van daar af gaan hulle dan 2 blokkies op, so dan gaan ek ook 2 blokkies op. Dan gaan hulle 3 blokkies uit, weg van die stippellyn af, so ek gaan dan ook 3 blokkies uit, weg van die stippellyn af. Dan gaan hulle 5 blokkies af, so nou gaan ek ook 5 blokkies af. Dan kom hulle 2 blokkies in, so hulle gaan nou 2 in na die stippellyn toe, so ek gaan ook 2 in na die stippellyn toe. Dan maak hy so 'n snaakse skynstreep hierso wat so oor 3 rytjies gaan. So nou gaan ek ook so oor 3 rytjies uit, onthou daai het uitgegaan buite toe, so ek gaan ook nou uit. So hy gaan hierso sit, en dan kom hy 4 blokkies in na die stippellyn toe, so myne kom ook 4 blokkies in na die stippellyn toe. Dan gaan hulle 2 af, so ek gaan ook 2 af, en dan kom hy mos nou weer in. En nou is dit maklik, nou vat ek weer my liniaal en ek trek hom net in. En daar is hy perfekte refleksie. So hy lyk nou aan albei kante van die stippellyn is dit nou sy weerkaatsing, sy spieelbeeld, so dis sy refleksie. Dan die derde tipe transformasie wat ons kry is rotasie. Rotasie is 'n bietjie meer ingewikkeld. Juffrou sê sommer altyd vir die kinders, ek kies vir myself 'n punt op die figuurtjie en dan daai puntjie kyk ek die hele tyd na. So as ek nou na hierdie pyltjie kyk hierso, dan het ek sommer hier vir my 'n blou kolletjie binne in die pyltjie se punt gemaak. So daai blou kolletjie wys eers links, dan dop ek hierdie ding nou om, hy draai nou, dan wys die kolletjie boontoe. Dan draai hy weer, dan wys die kolletjie na regs. Dan draai hy weer, dan wys die kolletjie na onder. So as jy die kolletjie dophou, dan sien jy hy wys links, bo, regs, onder. So dan kan jy vir jou so 'n patroontjie maak en sien hy draai in die ronde. So rotasie beteken 'n figuur draai om 'n vaste punt. As ons dit moet gaan teken, jy kies vir jou 'n punt, kom ons sê sommer die sterretjie is daar in die middel, en daai pyltjie wys nou na links. So die pyltjies wat ek gaan teken, gaan eers wys na bo, dan na regs, en dan na onder. So daai is 'n rotasie. Rotasie beteken, hy draai in die ronde. Ok, so kom ons dink gou weer, transformasies, daar is 3, dis translasie, rotasie en refleksie. Onthou daai 3'tjies. Nou is hy, ek hoop hier het gehelp.